Kan ek vir ons saam bid? Here, dankie dat U altyd teenwoordig is. Dankie dat ons U kan vertrou. Dankie dat ons lewens op U fondasie kan bou. Vader, U ken ons elkeen vandag wat U ingestap het. Ek glo definitief my hart dat U met ons elkeen 'n plan het. Daar's 'n rede hoekom ons hier is vandag. Ek bid dat U deur die Heilige Gees met ons elkeen sal praat, dat ons harte sal oop wees, dat dit nie oor my sal gaan of enige iemand op hierdie verhoog nie, maar net oor U. En dat U in ons harte sal inspreek. Ons is baie lief vir U. Amen. Dankie, julle kan julle plekke inneem, en as daar kerkmense is, kan jy net die deur vir my toemaak asseblief. Enige Christen, dankie Chris. Chris is 'n Christen. Ja, ek wil net vir julle ook sê, julle kan vir julle self hande klap, want die ouens wat vandag by die kerk is genuine Christene. So klap vir julle self lekker hande. Baie welkom, my naam is Jan, ek is een van die leraars by Rymse Gemeente. As jy vanoggend vir die eerste keer by ons is, baie welkom, ons hoop julle gaan die diens saam met ons geniet. Net 'n paar goedjies wat ek onder julle aandag wil bring. Eerstens die mannebediening, nooi al die mans om saam boereworsrolle te kom braai by 12 Live hierdie Dinsdag aand om 6:00. Nee, ekskuus, Willie sal vir sê hoe laat dit is. Willie se foto is daar op, of jy nie van kan sien nie, hy is ook aan daai kant. Julle kom by die inligtingstoemank of sê weer? 5:00. Dankie. 5:00. Praat net met Willie, julle kan by die inligtingstoemank agter kry. Ek dink is beter as by die koffieplek. Dan gaan ons 'n weeklikse aanlyn kleingroep begin op Zoom. Dit begin hierdie donderdag aand om 7 en julle kan met Ben Brits praat. Sy foto's ook hier. Ben, het ek jou ergens gesien? Ek hoop hy is hier. Okay, Ben is nie hier nie. So okay, ek voel soos 'n hoender. Ek kan ek sien hom drie. Julle weet daar in Brixen in was al sulke hoenders en sulke masjiene gedraai met sulke ligte op. Ek voel so met die lig op my. Maar anyway, ek sien nie vir Ben nie. So praat maar net na die tyd ook met Willie. Willie sal sy inligting vat en dan vir Ben deurgee. Dankie Willie. Dankie dat jy ook hier is vandag, Willie. Jy sê dink seker nou ek moes in die bed gebly het en pannekoek geëet het, maar dankie dat jy hier is. Ag, baie dankie Willie, baie dankie. Dan hierdie Sondag is ons laaste Engelse diens. Ons as leierskap besin oor die Engelse bediening se pad vorentoe. Ons gaan wel 'n gesamentlike celebration diens hê die 30ste November. So sit dit in julle dagboek vir 9:00 die oggend. Die 30ste November het ons celebration diens om 'n jaar te celebrate en ook vorentoe te kyk na volgende jaar. Nou vriende, een van die hardste realiteite in ons land is hoe baie kinders by polisiestasies opdaag en aanmeld vir verkrachting of molestering. En ons wil as 'n gemeente 150 tot 200 care packs insamel. Elkeen het so uitdeelstuk gekry. Op dit staan presies wat in 'n care pack ingaan wat vir daai kinders gegee word. Hulle word in die polisiestasies in 'n sekere kamer terwyl hulle met die proses besig is. So hierdie care pack word vir daai kinders gegee. Dit is baie belangrik. So die 23ste en 30ste November gaan daar 'n ontvangsboks wees waar jy goed kan ingooi produkte en aan die 7de Desember na die diens gaan ons dan saam die pakkies pak en dan gaan ons dit vir Matlabana oorhandig. So kyk maar net op die lys wat jy kan koop, bring dit saam en dan gaan ons die 7de gaan ons almal die pakkies saam pak. Ons is besig om dieper te gaan met die Here en ons het 10 Sondae terug begin met 12 fundamentele boublokke wat elkeen van ons nodig het om geestelik te groei. Ons is besig om 'n gesonde teologie te bou en ons is vandag met die 11de boublok besig. En as jy van die vorige preke gemis het, gaan gerus op ons Facebook of ons YouTube channel, jy kan dit daar kyk. En ook hierdie Sondag wat nou kom, sluit Stefan vir ons die ontwaak reeks af. Nou die doelwit van die wêreld is dat ons almal hard moet werk. Jy moet jou alles gee, jy moet jouself amper uitbrand, sodat jy eendag kan aftree, sodat jy eendag kan rus. Maar vriende, dis nie so God se plan vir ons nie. God het sy seun gestuur sodat ons lewe in oorvloed kan hê. En daarom moet ek en jy in die nou leef. Besef jy partykeer, of jou vrou kan ook vir jou sê, jy is baie keer op 'n plek, maar jy's nie regtig daar nie. Jou lyf is daar, maar jy's nie daar nie. So ek moet net seker maak, as julle almal vandag net hier, wat hier beteken is, jou kop dink nie nou aan gisteraand se rugby, of in die rooi kaart, of in die skaapbout in die oond, of jy is dalk in jou kop in die slaap nie. Kyk, ek hou nie al van as jy slaap as ek preek nie, en ek dink jy gaan al van hou as ek preek terwyl jy slaap nie. So kom ons help mekaar raak uit vandag. Maar in jou kop is jy dalk in die slaap. Maak dit seker jy is dalk vandag hier in liggaam, siel en gees, daar waar jy nou die stoel onder jou boude voel, dat jy hier is. Want jy is hier vir 'n rede, en ek glo dat God met jou 'n plan het vandag, en dat hy dalk vandag direk met jou wil praat en in jou lewe inspreek. So ons moet baie keer nie nou wees, ons moet hier wees in die teenwoordige. Nie in die verlede nie, nie in die toekoms nie, maar nie nou, dis waar God ons ontmoet, en ons kan 'n lewe in oorvloed hê in die nou. Nou ek het 'n groot fascinasie met grafstene.
Moenie bekommerd wees, ek loop nie aan 'n begrafplaas rond nie, ek doen nogal baie begrafnisse, so ek's gewoonlik daar, en ek kyk gewoonlik wanneer die persoon dood is, hoe oud hulle was en wat hulle van die mense skryf. En al die grafstene lyk uniek en anderster, maar daar's een gemeene deel op al die grafstene. Daar's 'n geboortedatum en 'n sterftedatum. En dan tussen dit is daar 'n dash. En jy kan nie beheer hê oor waar jy gebore word, wanneer jy gebore word, wie jou ouers is, wat die omstandighede gaan wees nie, maar God gee vir jou beheer wat jy met daai dash gaan doen. En ek wil vanoggend vra, waarvoor wil jy onthou word? Wat wil jy hê mense moet oor jou sê by jou begrafnis? Ek dink ons almal wil hê jou lewe moet saak maak, maar die vraag is, hoe meet ons dit? Ek dink die wêreld se oë meet dit met prestasie, met status, met rykdom en met roem. Maar die probleem is, dis alles tydelik, dis goed wat nie hou nie. Die Bybel leer ons dat ons sukses is in God. Jy klim dalk 'n sukses leer, maar die leer is teen die verkeerde muur. Hulle het onderhoude gevoer met mense wat op hulle sterfbed is en hulle gevra, wat so goed dink jy, wat is jy dalk oor spyt? Nie een van hulle het gesê ek spyt, ek het nie meer tyd by die werk spandeer, of ek het meer geld gekry, of ek het meer dit gedoen nie. Meeste van het gesê, ek is spyt, ek het nie meer tyd saam my gesin en my familie en my vriende spandeer nie. Vriende, want 'n lewe wat tel word nie gemeet aan aardse sukses nie, maar aan ewigheidsperspektief. Jesus leer ons dat 'n betekenisvolle lewe gaan oor 'n verhouding met God om ander te dien en ons roepings uit te leef. So ek wil vandag ons tyd saam gebruik om te kyk, maar wat sê die Bybel vir ons? Hoe lyk 'n lewe wat volgens God saak maak? Eerstens, soek eers die koninkryk van God. Matteus 6 sê Jesus, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook in hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Jesus praat hier met angstige mense, hy praat mense wat bekommer. In tye van vandag as ek met mense praat en ek self ook, ek dink almal van ons is angstig met die goed wat om ons gebeur, oor die goed wat gesê word. Goed wat nou gebeur, goed wat Dani sê gaan gebeur. Almal van ons is in 'n, maar wat is nou besig om te gebeur? Baie van ons survive net om klaar te kom, van ons survive net om tot in Desember te kom, dat ek net op vakansie kan gaan. Maar dis nie God ons lewe ingestel het, dis nie waarvoor ons geroep is nie. Jesus sê vir ons moenie die wêreldse dinge najag nie. Ons eerste prioriteit is God se koninkryk. So wat beteken dit in vandag se tyd om God se koninkryk te soek? Maak Jesus die middelpunt van jou besluite. Prioritiseer God se waardes bo jou gemaak en begeertes. Moenie jou sukses meet aan jou besittings en geld nie, maar aan verhoudings in jou lewe. Vriende, al wat jy kan saamvat in die lewe is mense in die ewigheid in. Dis al wat jy kan vat. Ek weet nie of jy al ooit 'n lijksaal met 'n venter trailer agteraan gesien het nie. Nee, want jy kan niks anders saamvat behalwe mense nie. So bou in daai verhoudings. Spandeer tyd met jou gesin, met mense vir wie jy lief is. Toe my kinders klein was, julle almal as jy strand toe gaan, dan is nou grafies en emmertjies en dan bou jy nou sandkastele en jy bou brûe en torings en paaie en als en dan bou jy dit daar op die nat sand waar dit lekker hard is en alles is mooi en dan kom die gety in en die gety spoel alles weg. En dan is dit 'n gekerm en 'n gehuilery en lang trane en dan het hulle net my altyd getroos met 'n roomhuis. Want ek het al die werk gedoen om daai ding te bou. Maar die wêreldse sukses is baie soos sandkastele. Dis iets wat tydelik is. Dis iets wat môre kan wegwees. Jesus sê in Matteus 7 dat die enigste ding wat sal bly staan is dit wat op God se koninkryk gebou is. Ek wil vanoggend vra, wat is jou nommer 1 prioriteit in jou lewe? Jou loopbaan, jou gemak, jou ander se goedkeuring of God se koninkryk? Hoe weet jy as iets 'n prioriteit in jou lewe is? Ek kan sê my gesin is my prioriteit in my lewe, maar as ek die hele tyd by die werk spandeer, fietsry, saam my vriende is, rugby kyk en ek is min by hulle, is dit nie regtig my prioriteit nie. 'n Prioriteit is iets waar jy jou meeste fokus, energie, aandag en tyd aan spandeer. So as jy sê God se koninkryk is jou prioriteit, is die vraag vanoggend, God se koninkryk is nie net op die tyd wat jy Bybel lees of in die kerk nie. Dis die hele dag, elke dag. Dis leef jy in daai teenwoordigheid. Leef jy net wat Jesus vir ons sê om te doen. Laat jy die Heilige Gees jou lei om te leef soos wat Jesus geleef het. Tweedens, neem Jesus se gesindheid aan. Paulus skryf ons in Filippense 2. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was,
het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie behou as iets waaraan hy hom moes vasklou nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan 'n kruis. Paulus beskryf Jesus se nederigheid. Jesus word 'n mens. So Jesus was deel van die skepping, hy skep 'n mens, hy kom aarde toe en hy word 'n mens. En hy gee al sy krag, hy doen wonderwerke, hy kan enigiets doen, hy bring dooie mense uit die dood uit op, enigiets wat hy kan doen. Maar hy sterf vrywillig, hy laat hom martel, onskuldig aan 'n kruis sterf, vir my en vir jou. Hy gee alles op. Jesus is vir ons 'n voorbeeld van downward mobility. Ons in die gemeente, as jy by die lidmaatklas was, ons praat, ons het die ritmes wat ons gebruik as iets wat ons kyk om te sê, wat sy ritmes is Jesus in sy lewe gehad. En ons het hierdie ritmes wat vir jou vra en sê, maar waar is jy op die oomblik in jou lewe? En ons het prentjies ook bygesit, sodat ek dit ook kan verstaan, sodat jy kan hom net daar ophou. So dis 'n prentjie wat ons help om te sê, waar is jy? En hierdie prentjie, dankie, hierdie prentjie, die voorstelling hierso is, dis amper soos om die teenoorgestelde kant van roltrappe te loop. So die roltrappe gaan op, maar jy is besig om af te loop. Jy is besig om stroom op te wees. Dis hoe dit is om in Jesus se koninkryk te wees. Dis hoe dit is om anders te leef. Jesus kom en hy verneder homself. Hy lewe heeltemal anderster as wat ons dink ons moet lewe. Wat moet ons nog najaag? Hoeveel geld moet ons nog kry? Wat moet ek nog by dit kry? Wat gaan my nog meer gemaklik maak? 'n Lewe wat tel volgens Jesus se voorbeeld is nederigheid bo trots, diens bo status en gehoorsaamheid bo ambisie. Skus ek jou teruggevat, jy kan nou maar aangaan. Ek is bietjie hard geweest volgens, skus, jy kan maar aangaan. Die wêreld sê vir ons dat om 'n leer te klim na sukses toe, maar Jesus draai dit heeltemal onderste bo. Hy het neergekom om ons te dien, om ons lief te hê en om ons te red. As ons regtig Jesus se voorbeeld wil volg en ritmes in ons lewe wil bring, wat sê maar ons leef meer soos Jesus, moet ons oorgee, moet ons sê, Here, maar wat is vir u belangrik? God het ons elkeen onvoorwaardelik lief. God is daar om almal van ons te red. Elkeen van ons, enige tyd, enige plek in jou lewe, God wil met jou connect, net daar waar jy is. Maar hy wil ook hê jy moet connect waar jy is, by jou werk, by jou skool. Maar wanneer Jesus in jou lewe inkom, is dit net, ek het nou net 'n free ticket hemel toe nie. Dan gaan jou lewe verander. Jou lewe verander nie uit jou werke uit om heilig te word nie. Jou lewe verander nie om te sê ek word gered nie, maar tog moet jy dan anders te lyk as die ander mense wat om jou is. Jy moet tog 'n lewe leef wat sê maar iemand kan sien hierdie persoon se lewe het verander. Sy prioriteite het verander. Haar lewe het heeltemal verander. Want as dit nie verander en bly maar net dieselfde, waarom het Jesus dan gesterf? Hy sterf dat ons gered kan word, maar ook dat ons lewens kan verander om meer sy voorbeeld te volg, om meer soos hy te word. Derdens, ons moet dien soos Jesus gedien het. Ons lees in Johannes 13, as ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Die laaste ding, behalwe die nagmaal wat Jesus ingestel het, wat Jesus gedoen het, is hy sy disippels se voete gewas. Ek dink dit het 'n groter impak gehad as wat enige preek kan hê. Jesus het nie met sy woorde mense gedien nie, hy het ook met 'n handdoek mense gedien. In daardie tyd was jy gebruik geweest, as jy 'n gas was, het jy iemand gekry wat 'n slaaf vir die deur is wat die mense se voete gewas het. Nou onthou, daar was nie daardie karre geweest of teerpaaie nie, hulle het op stofpaaie geloop en daar was nie Nike Airs geweest of lekker paai om te loop nie, hulle het met leerplakkies op stof geloop. So hierdie was die laagste, onwaardigste werk wat daar kan wees, want kan jy indink hoe vuil en stink mense se voete moet wees wat die hele dag geloop het. Maar dit is die belangrikste werk wat daai aand gebeur voor die ete. Want hulle het nie om stoele gesit nie, hulle het gelê om die tafel, so die ou wat langs jou lê se voete was by jou gesig gewees. So jy hoop die ou wat daar ingekom het die ou se voete ordentlik gewas. En Johannes en Petrus reël hierdie ete, en ek dink hulle het seker gedink, hulle het vergeet om 'n slaaf te kry, en toe daar kom, sien hulle as een, hulle het seker gedink, maar ons het alles gereël, ons gaan nie voete was nie. En ek dink die ander disippels het ingekom en sê, maar my status is bietjie hoër as dit. Almal staan op 'n bietjie een kant en kyk, wie gaan nou eintlik dit nou regtig doen? En toe kom Jesus
Die Here wat hemel en aarde gemaak het en hy kniel voor hulle almal en hy was hulle voete. Want onthou, diens is nie benede die meester nie, maar dit mag ook nie benede sy volgelinge wees nie. So hoe lyk voete was vandag? Hier is 'n paar voorbeelde wat ek net in gedink het hierdie week. Om iemand te help trek, om na 'n bejaarde buurman om te sien, om vriendelik te wees met mense wat jou nie kan terugbetaal nie, soos die dame wat jou pakkies pak in die winkel, of die karwag, of die petroljoggie. Deur na iemand te luister sonder om raad of oplossings te gee. Om te dien is nie 'n bysaak in Christendom nie, dis die hart van Christendom. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons wys. Hy begin deur sy God drie eenheid op te gee en 'n mens te word. Dis al klaar alles opgee. Dis 'n renner om te sê, maar ek kom af om te dien. En wanneer hy dan op die aarde is, dien hy nog steeds mense en hy dien almal. Nie net die heilige mense nie. Hy eet saam met sondaars, hy eet saam met prostituie. Hy is oop dat almal die goeie boodskap, die goeie nuus kan hoor. Dat almal die koninkryk van God kan ervaar, maar dat almal ook dit kan aanneem. Elkeen van ons het 'n vrye wil. Jy kan kies of jy dit wil aanneem of nie. Maar wanneer ons dit aanneem, is daar tog iets wat moet verander in ons. Soos ek vroeër gesê het, jou lewe moet tog anders te lyk. Want 'n diens is net 'n bysaak nie, dis die hart van Christendom. Jesus maak hierdie belofte in vers 17. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Vriende, dit help nie ons kom elke Sondag en ons hoor net 'n boodskap. Dit help nie jy verstaan dit net nie. Ons moet oorgaan in aksie. Jakobus skryf ons moet daders word van die woord. Dit help nie jy weet net iets nie. Ek kan weet van swem, ek kan lees van swem, ek kan alles doen. Tot ek nie in die water klim nie, gaan ek nie swem nie. Dan het ek nog nie geswem nie. Ons moet oorgaan in aksie. Ons moet goed doen wat sê maar ons wil Jesus se voorbeeld volg deur ander te dien. Vierdens, leef jou roeping uit. Paulus skryf ons in Efesiërs 4. En dis die gawes wat hy vir ons gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Hy gaan verder in 1 Korintiërs 12, ek lees vir julle die message uit. God's various gifts are handed out everywhere, but they all originate in God's Spirit. God's various ministries are carried out everywhere, but they all originate in God's Spirit. God's various expressions of power are in action everywhere, but God Himself is behind it all. Each person is giving something that shows who God is. Everyone gets in on it. Everyone benefits. All kinds of things are handed out by the Spirit, and to all kinds of people. The variety is wonderful. Elkeen van ons is geroep. Jy word nie gered om te sit nie, jy word gered om iets te doen. Dit beteken jy moet voltyds vir die kerk werk, of 'n leraar word, of 'n evangelis word, of 'n sendeling word nie. Vriende, hierdie is die belangrikste deel wat ek volgende wil sê is, elkeen van ons is geroep. Elkeen van ons het 'n doel, elkeen van ons het 'n deel wat ons bring. Elke gelowige het ten minste een geestelike gawe. Elkeen van ons. Geestelike gawes kom van God af. Dis nie jou eie vermoë nie. Ek praat nie van talente om rooi kaarte te kry of om pale toe te skop nie. Okay, daai grap was boei hulle almal verby. Jesusie. Elkeen van ons het nie 'n talent wat iets is om te sê ek is goed hiermee nie. 'n Geestelike gawe is iets wat jy net van God af kry, wat die Heilige Gees vir jou gee. Maar elkeen van ons het in Bruce Buckby sê, spiritual gifts are divine abilities distributed by the Holy Spirit to every believer, according to God's design and grace, for the common good of the body of Christ. Wanneer jy jou gawes gebruik, sien net jouself en jy sien ander mense. Wanneer jy jou geestelike gawes gebruik, kom jy al hoe nader aan jou skepingsdoel en dit wat God jou na toe geroep het. Weet jy wat jou geestelike gawes is? Gebruik jy jou geestelike gawes? My top 3 geestelike gawes is teaching, leierskap en admin. As jy nie weet wat joune is nie, stuur vir my e-mail na Jan@Rymsig toe. Hoekom is dit nou snaaks? Admin, dit is 'n gawe. Hoekom is dit funny? Admin, dit is 'n gawe, ja. En ek's goed met admin. Iemand sal my werk kan sê, ek is baie goed daarmee. Admin. Ja, julle moet lag, Here het vir my die gawes gegee, julle moet lag. Daar sterk weer aan buite. So my top 3 is teaching, leierskap en admin.
As jy nie weet wat joune is nie, stuur vir my e-mail uit jan@rymsig.com of het Stefan@stefan@rymsig.com. Daar's 'n gawe toets wat jy doen en uit die gawe toets is al 34 geestelike gawes wat uit die Bybel uit Korintiërs, Efesiërs uitgehaal is, om elkeen van ons sê, maar dit is jou geestelike gawes. En dan weet jy wat jou top 3 is. Gawes is net iemand wat voorstaan en preek nie. Daar's gawes soos admin. Daar's gawes soos gebed. Daar's gawes soos hospitality. My vrou se gawe is hospitality, om mense te onthaal, om mense te dien deur vir hulle iets te gee om te eet of 'n plek te maak waar almal saam kan kuier. Elkeen van ons het daai geestelike gawes, maar die vraag is, gebruik jy dit? Geestelike gawes is 'n geskenk van God af. Dit help nie jy kry 'n geskenk en jy hou hom net nie. 'n Geskenk moet jy oopmaak. Want jy moet dit wat jy binne is, moet jy gebruik. En net so met die geestelike gawes, God het dit vir jou gegee toe jy tot bekering gekom het. Belangrik, geestelike gawes kry net mense wat Christene is. So jy het 'n talent. Jy kan pale toe skop, jy kan 'n klomp goed doen. 'n Geestelike gawes tot jy tot bekering kom en die Heilige Gees kom in jou liggaam, in jou lewe in, dan kry jy geestelike gawes wat van God afkom. Maar die vraag is, gebruik jy dit? Want jy word benadeel, die gemeente word benadeel en die wêreld word benadeel as jy dit nie gebruik nie. As jy jou volle potensiaal wil lewe en bereik en jy gebruik nie jou gawes nie, gaan God nie deur jou kan werk nie. Dis juist wat God gebruik om die wêreld te dien, om jou te help met jou roeping. So as jy nie weet wat joune is nie, vind dit uit. Doen die toets, kyk wat jou gawes is, praat met my en Stefan daaroor. Ek kan met Herman ook daar gesels om te sê, maar kom ons kyk, wat is jou gawes? Waar kan jy dit gebruik? Want jou geestelike gawes gebruik jy elke dag van jou lewe. Dis nie net by die kerk op 'n Sondag nie. Baie van julle is in bedienings en die groter deel daarvan is om te sê, maar ek dien elders. Dis om soos Jesus voete was, sê ek, maar ek dien iemand elders. Maar jou geestelike gawes gaan ook iets wees om te sê, maar ek bid vir genesing vir iemand. Of ek kan ook profeteer, of ek kan in tale praat. So gebruik jou gawes as jy weet wat hulle is. Jesus nooi ons elkeen uit om ons gawes te lewe, en dit gaan op die einde oor diensbaarheid. Vriende, elkeen van ons maak saak vir God. Elkeen van ons het 'n doel om te dien. Nie een van ons is nie belangrik nie. God wil elkeen van ons gebruik. Dis is 'n simfonieorkes. Selfs as al vol simfonieorkes is, selfs die driehoek het 'n doel om te speel. As een instrument nie speel nie, is die musiekstuk onvolledig. As jy nie jou gawes uitleef nie, al voel dit hoe klein, is die simfonie van die kerk onvolledig. Want elkeen van ons het 'n bydrae om te maak. Elkeen van ons het 'n gawe. En glo my, as jy weet wat jou gawes is en jy begin in jou gawes te beweeg en jy begin jou gawes te gebruik, voel jy net, maar hierdie is hoe dit werk. Hierdie is daai, soos jy golf speel, dis wanneer jy sweet spot slaan. Dis soos, hierdie voel presies reg. Dis waarvoor ek geskep is. As jy weet wat jou passie is, jy weet wat jou gawes is, jy weet wat jou talent is, jy weet wat jou ondervinding is, jy weet wat jou roeping is, en jy sit dit alles mekaar, kan jy sê maar iemand, dis hoekom ek geskaap is. Dis hoekom ek op hierdie aarde is. Dis my doel op hierdie aarde. So ek wil jou volgende uitdaag om hierdie week tyd te maak en om neer te skryf wat jy dink God jou op die oomblik na toe roep in hierdie seisoen van jou lewe. Ek wil dit vir jou probeer prakties maak om te sê hoe jy dit kan doen. Dink na oor jou gawes, jou passies en waar jy nood sien. Vra jy dalk vrae af soos wat breek jou hart? Waaraan is jy goed? Wat gee jou energie? En wat lê God op jou hart om te doen? Bid elke dag hierdie week oor jou roeping. En teen die einde van die week skryf dit neer in een paragraaf en sê, ek glo God roep my om. Ek wil regtig uitdaag om dit te doen. Dalk kan jy aan die einde van die week nog nie heeltemal skryf, dalk is nog net een sin. Maar om 'n pad saam met die Here te stap en sê, Here, maar hoekom is ek op die aarde? Waarvoor het U my geskape? Dawid skryf in Psalm 139 dat God het jou al gesien voordat jy nog geskape was, voor jy nog in die skoot van jou moeder was, het hy 'n plan met jou lewe gehad. Nie net vir sekere mense nie, vir alle mense. Ek gaan daai punt oor en oor sê, elkeen van ons is belangrik. Paulus sê, elke deel van die liggaam is belangrik. Die oog kan nie vir die voet sê, ons het jou nie nodig nie. Elkeen van ons het 'n bydrae om te maak. En op die einde verloor die kerk en die wêreld as jy nie jou gawes gebruik nie. Elkeen van ons het 'n bydrae. Vriende, jy maak nie saak omdat jy status het as gevolg van jou inkomste nie, maar omdat jy deur God geskep is, deur Christus verlos is en deur die Heilige Gees bemagtig is. Ek het
baie jare terug, vandat ek so groot was, ek geweet ek wil 'n dominee wees. Ek het die storie al 'n paar keer vertel. Ek het in 'n NG Kerk groot geword. Ek het dit gelove. Ek love daai Batman suit. Ek wou altyd so Batman suit aangetrek het. Ek het gehou van die orde van die ouderlinge wat net so maak en dan gaan sit almal gelyk. So ek wou altyd 'n dominee gewees het. En toe het baie gedraai en ek het op einde al my vriende gesê, is mal om nie 'n dominee word nie, as jy geld nie. Toe ek bekom rek geswat en eers in human resources gedoen en by die bank gewerk en ek was sielsongelukkig. En tot ek die geleentheid gekry het in 2004 om by Ruimse gemeente te begin werk en voltyds in bediening in te gaan. Dit was 'n baie groot stap van geloof gewees. Maar van daar af glo ek leef my roeping uit. Ek sê nie jy moet by die kerk begin werk nie. Maar as jy op 'n plek kom en sê, maar Here, waar moet ek regtig wees? Ek praat met so baie mense wat sê, wat is jou passie wat jy doen? Dan sê ek love interior decorating. Ek wil, dit maak my, dit gee my lewe. So wat doen jy? Nee, ek sien credit. Ek haat my werk. Kan nie in die oggend opstaan nie. Ek sê, maar wat doen jy daar? Nee, betaal die rekeninge. Jy is in die verkeerde plek. Kom by 'n plek waar sê, maar hierdie is waar ek goed is. Daar is mense wat goed is in credit, dit waar hulle roeping is. Maar as dit nie jou plek is nie, kry 'n plek waar jy kan sê, maar ek lewe 'n lewe van oorvloed. Ek is op die oomblik besig, ek het in Januarie was ek op 'n retreat, het julle vertel, en die hele jaar is ek weer 'n keer besig om te probeer te discern, waar wil die Here my na toe roep? Wat is die Here se plan vir die volgende chapter in my lewe? Ek weet dit lyk glad nie so nie, maar ek het so 2 jaar terug 50 geword. Ek weet dit is 'n groot skok, ek weet ek lyk nog net 41. Maar dit was vir my 'n groot milestone geweest, nie omdat ek bang is om oud te word nie. Altyd my ouers is dood toe hulle 50 jaar oud was. En dit was so amper hierdie ding van, okay, nou is ek ouer as wat hulle is, so wat doen ek met my lewe? En 'n discernment om te sien wat my roeping is nie 'n een keer ding, okay, ek is nou dit en nou is dit verby nie. Om elke seisoen in te sit en sê, Here, waar wil U my nou in hierdie seisoen van my lewe gebruik? Waartoe is ek nou op pad? Hoe wil jy moet ek die koninkryk dien? Hoe wil jy moet ek U dien deur waar ek nou is of waar my omstandighede is? En wanneer ons so op 'n plek kom om te sê, maar Here, hier is my alles. Ek surrender my alles om te sê, laat U wil geskied. Soos wat Jesus se voorbeeld was, waar hy gesê het, God laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, maar U wil. So ek wil vir jou volgens sê, 'n lewe wat tel is 'n lewe wat aan God se roeping oorgegee is. Gaan hierdie week en vind uit wat jou roeping is. Vra vir God. Praat met God. Want ek beloof jou, as jy op 'n plek is waar jy 100% is, waar jou roeping is, waar God jou wil gebruik, gaan jy die gelukkigste wees wat in jou lewe is. Want jy weet waar jy vir jou daar is. Ek sê nie jy gaan die maklikste, lekkerste lewe in gemak hê nie. Die disippels het almal hulle roeping gehad en 11 van hulle het gesterf, het 'n marteldood gesterf vir hulle geloof. Maar hulle het geweet, dis waarvoor ek leef. God het my geroep as 'n apostel, ek sal sterf, ek sal enigiets julle kan my martel, ek weet, Jesus leef, Jesus is God, en my roeping is dit om vir al die mense in die wêreld te vertel. My vraag is vir jou, wat is jou roeping? Kom ons bid saam. Dankie Here vir U liefde, dankie dat U ons elkeen uniek geskape het, en vir ons elkeen, ons eie persoonlikheid, ons elkeen se vingerafdruk is uniek. Nie een van ons is dieselfde nie, as ons 'n identiese tweeling, is ons nog steeds verskillend. U het ons elkeen geskape met 'n doel, U het ons elkeen 'n roeping op ons lewens. En Here, dis 'n uitnodiging, dis nie 'n straf of 'n dwang, of iets wat ons sê, maar jy moet nou hierdie doen nie, dis nie 'n wet nie. Dis 'n uitnodiging om te sê, maar hoorie, ek het jou gemaak vir hierdie, ek het jou spesiaal gemaak vir dit, dis waar jy jou beste gaan wees, dis waar jy gaan blom. Ek bid vir elkeen van ons, Here, dat ons by U voete kom sit en sê, Here, maar waar wil U my gebruik? U het my dalk hier gebruik toe ek jonger was, maar nou het ek bietjie ouer geword, waar wil U my nou gebruik in hierdie chapter van my lewe? Dankie dat U lief is vir ons, dankie dat U ons lei. Heilige Gees, lei ons ook in die res van hierdie week, waar ons ook al is, waar die wêreld ons druk om net nog meer sukses te kry, om net nog harder te werk, om net nog meer te presteer. Maar dat ons op 'n plek kom en sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor aan U, laat U wil geskied. In Jesus naam. Amen. As jy vandag vir die eerste keer by ons gemeente is, wil ek jou baie graag ontmoet, so kom stel jouself net na die tyd voor, en dan kuier ons lekker saam. Ek dink die koffiespasie, kan iemand net vir my help wys, is aan daai kant? Ja, die koffiespasie aan daai kant. Coffee the Bible is nog steeds daai kant, julle kan daar gaan koop, ondersteun hulle, en dan gebruik asseblief die onderste hek, vir die Engelse mense wat nog gaan inkom, so as jy net by die onderste hek kan uitgaan. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag met elkeen van julle wees in die gemeente antwoord. Amen. Heerlike week, bly droog.